Ons gesels nog steeds oor verwondering en hierdie slag oor God se liefde in aksie. Is altyd sleg as liefde voorwaardelik begin word. En dit gebeur as 'n mens se liefde gekoppel word aan 'n bepaalde gedrag of verdienste. Dit gebeur dikwels in families waar daar 'n dwelmprobleem is en dat hulle op 'n stadium vir daardie persoon moet sê, hoewel ek jou liefhet, moet jy nie weer huis toe kom voordat jy gaan hulp soek of gereed is om hulp te soek nie. En dit word gewoonlik tough love genoem. En die persone wat hierdie tough love moet gee, is gewoonlik al so radeloos met die persoon dat hulle nie anders kan nie. Anders 'n bedreig het al die ander aspekte van hulle lewe en al die ander verhoudings waarin hulle is. Dit gebeur ook dikwels as iemand getroud is en een van die partye is geneig om ontrou te wees. Dan word ultimatums gestel vir goeie gedrag juis vir die voortbestaan van die huwelik. En ons weet, dis eintlik nie hoe liefde wil werk nie. Die hart van liefde is in beginsel onvoorwaardelik. Want jy het lief en daarom wil mense allerlei reëls en voorwaardes daaraan gekoppel hê om daaraan te moet voldoen nie. Ons ervaar hierdie onvoorwaardelike liefde van God as God se liefde vir ons. Paulus skryf hieroor in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou God het nie gewag vir goeie gedrag of beter uitkoms voordat Jesus in ons plek gekruisig is nie. God het ingegryp nog voor daar enigstens van goeie gedrag van ons kant af ter sprake was. God se liefde is liefde in aksie, nog voor daar enige aksie van ons kant is. En dis wat dit so wonderlik maak. So 'n tipe liefde word in die positiewe sielkunde onvoorwaardelike positiwiteit beskryf. Die bekende sielkundige Carl Rogers het dit beskryf as 'n ingesteldheid waar jy ander benader met aanvaarding en met waardering, al is daar foute en tekortkominge by die ander persoon of party. Nou God se liefde in aksie is beslis onvoorwaardelike positiwiteit oor jou, want dit is God se liefde in aksie. Leef geïnspireerd.